wat nie op die skerm is nie, is hou die vuur aan die brand. Hou die vuur aan die brand. En ek wil graag vir jou lees. Levitikus 6 vers 12 en 13 sê die volgende. En die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie, maar die priester moet elke môre daaroor hout aan die brand steek en die brandoffer daaroor reg lê en die stukke vet van die dankoffers daaroor aan die brand steek. Vers 13. Vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Dit mag nie doodgaan nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dis my gebed, Here, mag hierdie woord kom seën. Here, mag U elke persoon hier kom bedien met U woord en mag U Heilige Gees die naprediking wees van die woord. Ons bid dit in Jesus naam en almal sê amen. Ek wil voordat ons inspring in die woord, dink ek vir party van ons is Levitikus nogals 'n moeilike boek om te lees in die Bybel. As jy die Bybel lees. Dis nie die maklikste boek nie. Daar's 'n klomp reëls in hierdie boek. Dis nie altyd die boek wat ons uitsien om na te lees nie. En dis nie die lekker dele nie. Ek bedoel, geef my Efesiërs. Ek is 'n geloofsmens. Geef my Efesiërs. Sê vir my die Here het 'n plan met my lewe. Elke prediker het 'n tipe styl of 'n neiging. Ons almal het 'n neiging. Jy gaan agterkom met verskillende mense. Hulle gaan altyd 'n neiging hê. Hulle gaan altyd eerder oor geloof preek of van hulle gaan oor die Here se liefde preek. En dan sal mense wat maak nie saak hoe baie hulle preek nie, 40 of 50% van die jaar gaan hulle neig na genade toe. Broer, die genade. Maar Levitikus is nou nie iets wat meeste predikers ook opgewonde maak nie. Dis reëls en regulasies, maar ek wil hê jy moet by my bly, want binne in hierdie gedeelte lê daar iets wat jou siel aan die brand kan steek. Aan die brand kan steek, en hier is soveel waarhede net in hierdie 2 verse wat ons gelees het. So net om vir jou konteks te gee, 'n kort konteks oor Levitikus, is deel van die Ou Testament, en is 'n boodskap en 'n boek eintlik, waar die Here riglyne kom gee het vir sy nasie, vir Israel. Hoekom het hy riglyne gegee? Want Israel was so lank in Egipte gewees, hulle was so lank in Egipte, dat dit is die manier van lewe wat hulle geken het. Maar nou haal die Here hulle uit Egipte uit, maar eintlik is Egipte nog in hulle, en hulle weet nie hoe om te leef nie. En so die Here kom, en hy gee hierdie boek vir hulle, as riglyne, om te sê, hier is hoe julle behoort te leef. Dis nie net hoe julle behoort te leef nie. Nou dat julle uit Egipte uit is, hier is wat julle nodig het om te doen, en riglyne, sodat julle naby aan my kan leef. Sodat julle my kan beleef. Want onthou, vir hulle was intimiteit met die Here nie 'n alledaagse ding nie. Maar die Here kom en hy sê, hier's julle riglyne. Wil naby aan my leef, hier's wat julle behoort te doen. En een van die kernaspekte van 'n verhouding met die Here en om naby aan die Here te leef, was die altaar gewees. 'n heilige plek. Dis 'n plek waar offers gebring word. Dit was die plek waar sondes vergewe was. Waar God se teenwoordigheid gemanifesteer het. En hier kom die verstommende deel in Levitikus. Want as jy verder gaan lees in vers 24 van Levitikus 9, sê hy, dat die Here self, God het self die vuur aangesteek. Nie die priester nie, nie die mense nie. Hulle het nie daar vuur gemaak nie. Hulle het nie stokkies gevryf nie. Die Here het dit aan die brand gesteek. Hy sê in Levitikus 9 vers 24, vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Dit was die oorspronklike vlam. Nie mensgemaak nie, goddelike vlam, 'n hemelse vuur. Maar dan kom die Here en hy gee die vreemde opdrag. Hy sê, moenie die vuur laat uitgaan nie. So die Here steek die vuur aan, en hy kom en hy gee die opdrag, dat die mens, die priester, dit aan die brand moet hou.
En ek het gewonder hieroor, en terwyl ek lees en dink, maar wat is dit? Wat is die teologiese waarheid? Dit wat ons behoort te glo oor hierdie teksgedeelte, wat is diep daar binnekant? Wat dit vir my en jou sê? Die Here steek die vuur aan, maar hy verwag van ons en hy gee die opdrag, hou dit aan die brand. Dit sê vir my wat God begin, nooi hy ons om saam te bestuur. So die Here vertrou iets in ons hande. Hy nooi ons in, hy gee dit as geskenk vir ons, maar hy nooi jou om dit te bestuur. To steward it well. Hy steek die vuur aan, maar ons moet dit oppas, en belangrik genoeg, ons moet die vuur onderhou. En dit geld vir baie dinge. Dit geld vir jou redding, jou verlossing. Jy het nodig om jou verlossing te onderhou. Dit geld vir jou herlewing, vir die vuur wat brand binne jou. The revival inside of you. En van julle dink, maar wat is herlewing binnekant my? En ons sal daarby uitkom, maar dit geld daarvoor. Dit geld vir jou roeping. Want baie van ons ontdek ons roeping en het jou roeping dalk al ontdek op 20, maar nou is jy 50 en jy het nog niks daarmee gedoen nie. Die Here het dit aan die brand gesteek, maar ons moet dit aan die brand hou. Ons moet dit onderhou. Dit geld vir jou passie, jou gebed, jou doel, jou reinheid, jou teenwoordigheid. God begin dit, maar hy vertrou dit aan jou toe. So hier is die groot gedagte wat ek met jou wil deel. Uitstorting van God, uitstorting van sy gees begin by die Here. Die vuur begin by hom, maar om dit te volhou is jou verantwoordelikheid. God steek die vuur aan, maar is ons taak om dit te versorg. Ek wil vandag weer sê in hierdie seisoen, tussen wat God gedoen het en wat God nog gaan doen, moet ons die bewaarders wees van die vuur wat hy in ons harte aangesteek het. We need to tend the fire. So wat het hierdie Ou Testamentiese altaar en vuur te doen met my en jou in 2026? Ek wil graag met jou 4 waarhede deel uit hierdie teks uit. En ek vertrou dat hierdie 4 waarhede jou sal help om die vuur wat hy in jou begin het, aan die brand te hou. Aan die brand te hou. Nie net vir jou nie, maar in jou huis, in ons kerk. Dus nommer 1, Levitikus 9 vers 24 sê, en die vuur het van die Here af uitgegaan en die offer verteer. Die eerste waarheid wat jy vandag moet weet is, God begin die vuur, maar ons moet dit versorg. Hy begin die vuur, maar jy moet dit versorg. Die vuur is 'n gawe van die Here af, maar om dit aan die brand te hou, is my en jou toets in die lewe. Is my en jou toets in die lewe. God het nie van die priester verwag om die vuur te maak nie, hy het van hulle verwag om dit te onderhou, dit wat die hemel begin het. Beteken hy verwag van ons in vandag se taal, het hy nie net jou, jy verdien nie net jou verlossing nie, ons verdien dit glad nie. Jy het nie jou verlossing verdien nie, maar hy verwag van jou dat jy jou verlossing moet uitleef. Dat jy jou redding moet uitleef. Jy het nie jou herlewing in jou hart begin nie, maar hy verwag van jou dat jy dit moet konstant kos gee, dat jy dit moet voed. Dat jy dit aan die gang moet hou. Jy het nie vir jouself jou gawe gegee nie. Hierdie gawe van die Here af, kom van die Here af. Your gifts and your call, it comes from God. Hy het dit aan die brand gesteek, maar sy verwagting is dat jy die vlam sal aanhou moet aanwakker in jou lewe. Dit is 'n vennootskap tussen genade en dissipline. Genade en dissipline. Filippense sê in die Engels, Filippense 2 vers 12, work out your own salvation with fear and trembling. Beteken dit die Here beweeg, hy het jou gered, maar ons reageer met getrouheid, met dissipline. So die vraag vir ons is, versorg jy die vuur wat die Here in jou lewe begin het? Is jy besig om daarna te kyk? Versorg jy die vuur wat hy in jou huis begin het, wat hy in die kerk begin het? Dit gaan nie net oor hoe hoog die vuur brand nie, maar dit gaan oor hoe lank hy kan brand.
So die eerste waarheid uit die skrif uit, God begin die vuur, maar ek en jy moet dit versorg. Vers 12 in die hoofstuk sê in Levitikus 6 vers 12 sê hy, die priester moet elke môre hout daarop sit. Beteken dit die tweede waarheid vir my en jou is, vars hout is 'n daaglikse keuse. 'n daaglikse keuse. Hy sê elke môre. Dit sê vir my, en ons gaan nou na die skrif kyk, en ek gaan vir jou so 'n paar gee, wat jy kan neerskryf. Dit sê vir my, die volgende, dat herlewing is nie net 'n oomblik nie. Ons dink baie keer, herlewing is net iets wat iewerste in 'n oomblik gebeur. Herlewing is nie 'n oomblik nie, dit is die dissipline van herlewing. Dit verg dissipline om dit konstant te beleef. Want jy gaan elke dag moet hout gaan haal en dit op die vuur pak. Jy gaan elke dag moet hout kry. Die priester moes elke dag. So wat is hierdie hout in ons lewens? Elke dag is ons gebedslewens. Elke dag om te bid. Ons moet elke dag hout oppak. Selfs wanneer jy te droog voel om te bid. Te leeg voel om te bid. Enige een daai belewenis al gehad? Hallo, ek se pastoor, ons almal doen. Kan ek net vir jou 'n bietjie framework gee oor wat jy beleef? Almal gaan deur, daar's niks fout met jou nie, maar almal gaan deur 'n woestyntydperk. Almal gaan. Maar dis juist daar in die woestyntydperk wanneer jy nie ophou nie. When you pray until something happens. En jy sê, ek gaan nie ophou nie. Ek gaan aanhou aanbid. Ek gaan aanhou bid. Ek gaan aanhou die Here loof en prys. Hoeveel kere al? Kan ek vir jou 'n tool in jou hand sit? Ek weet as jy op 'n stadium 'n bietjie depressed voel, jy voel die Here is ver. Sit net 'n loflied aan. Sit net, want jy gaan sien die atmosfeer gaan begin verander. En ek weet in die begin, daai eerste 3 minute voel jy ook nie so nie. Maar ek kan jou beloof, as jy nie lekker voel daai dag of by die kantoor en jy is depressed of kwaad of jy wil net 'n paar klappe uitdeel vir die kantoor langs aan. Wees intentioneel. Wees intentioneel en sit take it all aan. Jesus, I'm looking for your name. Al voel ek nie so nie. Begin net dit aansit. En sing hom weer. En sing hom weer. En sing hom weer. En dan gaan jy agterkom, maar iets begin verander. Want wat is jy besig om te doen? Jy is besig om hout op die vuur te pak. Daai vuur smeel dalk. Maar die eerste keer wat jy 'n liedjie opsit, begin jy om te blaas. Jy begin hom aan te wakker. Jy begin hom te stook. En jy al agtergekom, hoe kom 'n vuur en dan ewe skielik is daai combustion oomblik daar en dan vat hy weer vlam. Dit is 'n daaglikse keuse om te sê, ek gaan aanbid. Ek gaan daagliks in die Here se woord tyd spandeer. Ek gaan daagliks. Dit my altyd frustreer, maar ek besef ook waar mense is in hulle geestelike journey as hulle sê, kan jy wag vir selgroep Woensdag aand nie, en dis belangrik, moet jy my verkeerd verstaan nie. Want dit is soos pitkos vir die week. Dan ek, hoekom eet jy net 1 keer 'n week? Jy gaan baie beter voel as jy elke dag in die Here se woord tyd spandeer. As jy elke dag sy woord gaan oopmaak. Want elke dag wat jy sy woord oopmaak, al lees jy net 'n hoofstuk, is dit vuur wat jy op die hout plaas. 2 Timoteus 1 vers 6 sê, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Die ander vertaling sê, stir up the gift that is inside you. So die Here steek die vuur aan. En dan kom Paulus ook en hy kom beamoen dit en hy sê, stir up the gift. Wie hou van tee? Wie is teedrinkers? Okay, ons gaan nou vir julle bid, hoor? Nee, ek grap sommer. Ek is mal oor koffie. Maar soms drink ek 'n teetjie. 'n teetjie. Veral as jy mense gesien het en jy het nou al 5 koffies gehad, dan besef jy moet nou 'n bietjie oorskakel na iets anders te doen. Dit gaan nie goed eindig nie. Maar ek onthou eendag,
waar ek met iemand gesit het, en ons is diep in gesprek, en hulle bring my koppie tee, gooi die melk in. Nou, daar's een ding daar's niks slegters, dat ek dit net uitkry, as bitter tee nie. Maar ek onthou eendag so duidelik, waar ek het suiker in my tee gegooi, en aangehou met die gesprek. En soos dat ek daai eerste slukkie tee vat, het ek amper die persoon gespoeg met die tee, want dit was gal bitter. Weet wat het gebeur? Ek het nooit my tee geroer nie. Sien, jy kan hoeveel suiker daarin gooi, maar as jy dit nie gaan roer nie, gaan dit nie 'n verskil maak nie. Die Here kan 'n vuur in jou hart kom aan die brand steek, hy kan die gawe kom gee vir jou, hy kan jou kom seën met gawes, but if you don't stir up the gift that is inside you, church, gaan daai ding net daar dormant lê, en jy gaan niks beleef wat die Here vir jou regtig instoor het. Dis die hout wat ons op die vuur moet pak. It's the stirring of the gift. Is om elke dag in sy woord te wees en te sê, Here, ek gaan U vertrou vir meer. Is om elke dag in aanbidding te wees. Dis om elke dag gedissiplineerd te leef om te sê, Here, ek gaan U volg. Ek gaan die hout daagliks kry en om op die vuur te pak. Vars hout is 'n daaglikse keuse. Kerk, kom ek sê dit so, die Heilige Gees is nie 'n vonkprop vir 'n geestelike hype nie. En die wat nie weet wat is 'n vonkprop nie, is 'n spaakplak. Dis 'n vuur wat gevoed wil word. Is nie net 'n gevoel nie. Herlewingsvuur loop nie op emosies nie. En hier is belangrik. Herlewing in ons harte en ons lewens loop nie op emosies nie. Dit loop op gehoorsaamheid. Ja, ek gaan nie volg elke dag. Ek gaan die woord lees. Dalk moet ek dit net sê, want van julle self en ek lees net die Bybel op Sondag wanneer die pastoor hom oopmaak. Kan ek vir jou net 'n bietjie tools in jou hand gee? Ek het hierdie al so baie gedeel. As jy sukkel om die Bybel elke dag te lees, of 'n uur saam met die Here te spandeer, want ek bedoel, julle skool begin 7:15. Australië begin die skool daarmee eers 9:00. Is moeilik. Jy moet 4:00 opstaan. Jy moet al 6:00 ry om die verkeer te mis en die potholes te dodge. Vat alles langer. Maar as jy sukkel met dissipline in God se woord, of met 'n ritme, hier's my uitdaging vir jou. Gee hom die eerste 15. Deel dit op, 5 minute, 5 minute, 5 minute. 5 minute in gebed. 5 minute in sy woord. As jy so stadig is soos ek, dit is net 'n halwe hoofstuk, hoor. En 5 minute in aanbidding is 1 liedjie. Elke dag. Begin net in daai ritme kom, the first 15. As jy sukkel met 'n ritme, om elke dag saam met jou tyd spandeer, gee hom net die eerste 15. Haal die pressure af. Dis 1 gebed. Dis 1 hoofstuk. Dis 1 liedjie. En kort voor lank gaan jy nog 'n liedjie wil aansit. Jy gaan net 'n bietjie verder wil lees, want die Here, sy gees gaan in jou kom stir. En sê, maar ek wil jou ietsie leer hierso. Jy hoef net uit dankbaarheid te bid, en dit gaan jou meer as 5 minute vat. Eerste 15. Nommer 3. Hy sê in Levitikus 6 vers 13. Die vuur moet voortdurend op die altaar brand. Dit mag nie uitgaan nie. Derde waarheid. Wat jy verwaarloos, sal jy uiteindelik verloor. Wat jy verwaarloos. Verwaarlosing is nie een van die, laat ek dit so sê, verwaarlosing is een van die gevaarlikste geestelike houdings wat jy kan hê. It's one of the most dangerous spiritual attitude that you can have. Is om iets te verwaarloos. Jy hoef nie weg te stap om jou vuur te verloor nie. Jy hoef nie op te hou, jy hoef nie net op te hou om dit te versorg nie. Op te hou, wanneer jy ophou om dit te voed, dis wanneer jy dit begin verwaarloos. Wanneer jy ophou ag slaan oor wat aangaan, dis wanneer jy dit verwaarloos. Dis wanneer jy nie meer aandag daaraan gee nie. Dis wanneer jy nie meer in die woord kom nie en dit elke 3de week doen. Wat jy verwaarloos,
sal jy uiteindelik verloor. Spreuke 24:30 sê, I passed by the field of a sluggard, by the vineyard of a man lacking sense. And behold, it was all overgrown with thorns. The ground was covered with nettles. En hy sê nie hierdie was vernietig deur 'n storm nie. Dit was nie vernietig deur die vyand nie. Dis iemand wat dit net verwaarloos het. En wanneer ons vuur binnekant ons verwaarloos, gaan jy dit uiteindelik verloor. Jy verloor nie net jou vuur deur ons ontploffing nie. Jy verloor dit deur 'n stadige uitdoof van verwaarlosing. As ek dink aan verhoudings val stilweg uit mekaar uit. Verwaarlosing. Nie deur geskreeu nie, maar deur die stilte. Huwelike wat wegdryf. Nie deur woede nie, deur verwaarlosing. So verloor ons ook die vuur wat die Here in ons harte geplaas het. You don't lose fire in a moment, you lose it in a series of silent yesterdays. Moenie verwaarloos nie. As ek dink aan 'n lewe en om konstant gevul te word met die Heilige Gees, dis 'n konstante ding wat moet gebeur. En ek dink hier's waar ons teologie dalk verkeerd verstaan. So 'n vinnige teologiese oomblik. Bybelskoolstudente bly net by. Die regterbreiners, ek is jammer. Hier's wat met jou gebeur. Jy word 3 keer gedoop. Nou gaan Pastor Mark vir hom hierdie preek weer te doen. Jou eerste doop is met bloed. Die dag wanneer jy Jesus aanvaar. Wanneer Jesus aanvaar as jou redder en saligmaker. Dis jou eerste doop wat gebeur. Dis jou eerste doop. Wat gebeur met jou? Die Heilige Gees kom woon binnekant jou. Hy kom woon binnekant jou. Dan sê die woord, jy moet 'n stap van gehoorsaamheid neem. Wanneer jy Jesus aanvaar as jou verlosser en saligmaker, ontvang jy die geskenk van die ewige lewe. Dis jou redding. Jy kan nie daarvoor werk nie, jy verdien dit nie. Ons is te sleg. Jy verdien dit nie. Jou tweede stap is om hom te volg, soos vanaand is daar 'n paar mense, deur die doopwater. Om gedoop te word. Ja, maar Selwyn, ek was besprinkel as 'n kind. Ek wil nie. Daar's geen woord besprinkeling in die Bybel vir kinders nie. Jy kan dit gaan soek. Nie een nie. Die woord besprinkel beteken die volgende. Dit beteken in die Grieks rantitsu, om te besprinkel. Die enigste tyd wat hulle die woord rantitsu gebruik het, was toe hulle bloed en as gemeng het en dit besprinkel het. Dit het niks te doen om die Here te volg deur die doopwaters nie. Jesus het gesê, bekeer julle en laat julle doop. Die Griekse woord vir doop is baptisto. Beteken om onder te gaan. Nou as jy gaan kyk in die skrif, oralste waar mense gedoop was daar baie water betrokke. Baie water betrokke. Die enigste manier hoe hulle kan sê, ja, my kinders was gedoop gewees, is hulle sê Cornelius and his whole household. Maar daar word nergens in die skrif verwys dat daar kinders was nie, hulle sê net sy hele huisgesin. So jou eerste doop is wanneer die Heilige Gees binne jou kom woon. Wanneer Jesus aanneem. Jou tweede doop is jou waterdoop, en as jy nie die doop verstaan nie, hierdie is 'n watergraf, dis simbolies. En dit is ook waar jy publiek gaan met jou faith, met jou geloof, om te sê ek sterf my ou lewe af en ek staan op as 'n nuwe mens. It's not essential for the eternal life. Dit beteken nie jy's gered, dit bepaal nie jou redding nie. Want as doop jou redding bepaal, beteken nie jy kan deur jou eie werke gered word. Jy kan nie. Daar's net een koning wat jou kan red en sy naam is Jesus Christus. So dit beteken, ek sterf my ou lewe af, ek staan 'n nuwe mens op, baptisto. Jou derde doop, na hierdie gebeurtenis, is dooping met die Heilige Gees. Sê maar, wat is dit? Kom die Gees dan weer in my woon? Hy woon klaar in jou.
Doping in die Heilige Gees is die bekragtiging van die Heilige Gees wat binne in jou woon. Dis die aanwakker, die wakker maak van die gawes wat binnekant jou is. En ewe skielik begin jy in tale praat, jy begin te profeseer, jy begin mense aan te raak, jy bid vir genesing. Elke een van ons het verskillende gawes. It's the empowerment. Dis doping in die Heilige Gees. En dan dink ons, dis net 'n eens-af gebeurtenis, 'n once-off. Wat die woord sê is, dan moet ons gevul word, be filled with the Holy Spirit on a constant basis. Want as jy gaan sê, en vir die wat notas maak, Handelinge 2:4, Handelinge 4:8, Handelinge 4:31, Handelinge 6:3, Handelinge 7:55, Handelinge 11:24, Handelinge 13:9, Handelinge 13:55, elke keer, and they were filled with the Holy Spirit. 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 Efesiërs sê, be filled with the Holy Spirit, 5:18. Maar as jy na die Grieks gaan kyk, is dit 'n keep on being filled. It's continuous daai woord. Continuation. Betekende, wat in Levitikus gebeur het, en wat met ons gebeur, is sê hy, wat jy verwaarloos, sal jy uiteindelik verloor. Betekende, moenie nie tyd saam met die Here spandeer nie. Here, elke oggend, ek het U nodig, kom vul my met U Gees. Laat ek oorvloei met U Gees. Here, kom, maak my vol, want ek wil hierdie dag aanpak. Maar as jy dit gaan verwaarloos, gaan jy daai gawe in die uiteindelik verloor. As ek dink aan 'n storie en ek moet afsluit, soos iemand kan kom speel. As ek dink aan hierdie storie van 'n jong getroude paartjie, hulle het met hulle Chevy gery. Daai Chevys wat nog nie enkel sitplek gehad het. Jonk in hulle verhouding, ry hierdie ou altyd sy arm om as, het naby aan haar man gesit. En so oor die jare begin sy van knus teen hom sit, bietjie middel toe skuif, en bietjie verder, en uiteindelik sit hy sit by die stuurwiel, hy ry nog steeds, maar sy sit teen aan die passasierskant, teen die deur. En eendag dink sy so, en hulle ry op die verpad, en sy kyk uit, en sy sê vir haar man, weet jy hou my nie eers meer vas nie. En hy antwoord daar, en hy sê, maar ek is nie die een wat wegbeweeg het nie. Ek wonder hoeveel keer drift ons. Ons gee op die dissipline, om tyd saam met die Here te spandeer. Wat jy verwaarloos, sal jy uiteindelik verloor. Vierde waarheid, laaste een. Die vuur is nie net vir die altaar nie, is om mense aan die brand te steek. Die altaar was 'n ontmoetingsplek, nie 'n eindbestemming nie. Die vuur het op die altaar geval, maar dit was bedoel om die nasie aan die brand te steek. Handelinge 2:3 sê, en daar het tonge soos van vuur op elkeen van hulle gaan sit. Sien, in Handelinge was dit die oomblik toe God 'n verklaring gemaak het. Julle is nou die altare. Julle dra die vuur. Julle dra die vlam. Hy kom in Romeine 12:1 sê hy, stel julle liggame as 'n lewende offer. Ons offer nie meer op die altaar nie. Ons is die altaar. Ons moet aan die brand gesteek word. Nie vir onsself nie, maar ons mense daar buite. Die Here het vir elkeen van ons 'n gawe. And He wants you to stir up that gift. Fan the flame. Sodat jy dit nie vir jouself kan hou nie. Sodat die mense aan die brand kan steek. Onder die ou verbond het God se vuur op klip gerus. Onder die nuwe verbond rus God se vuur op mense
wat in oorgawe lewe. Sê hier sê ek, Here, kom vul my. As ons gaan net vir 'n oomblik reflekteer. Dalk sit jy, die vuur het nog nie uitgegaan nie, maar jy het hout nodig. Miskien as jy net moeg en jy het gedrift. Jy is dalk afgelei deur die wêreldse afleidings. Miskien het jy in 'n koue godsdiens verval. Jy daag maar net op 'n Sondag op om die boksie te tik. Ek wil reg vir jou sê, ek dink Here roep jou terug. Hy roep jou terug na die altaar oomblik toe. Nie om te kyk nie, om weer te brand. En te sê, gaan aan die brand wees. Gaan anders te wees by my werk. Gaan anders te wees in verhoudings. Ek gaan anders te wees in my huwelik. Dit gaan jou kos 'n daaglikse dissipline om hout aan te dra, sodat die vuur kan brand in jou lewe. Nie vir jouself nie, maar vir die mense om jou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. Here, dankie dat u genade so groot is. Te midde van vure wat dalk op die punt is om uit te sterf, dat u nog steeds genade toon en ons die vermoë gee om die vuur aan die brand te hou. Dankie, liewe Jesus. Terwyl elke oog gesluit is. As jy hier sit en jy sê, Zalman, ek dink ek het so 'n bietjie gedrift. Net so 'n bietjie nie aandag meer begin gee nie. Sê, Zalman, maar ek wil hê die vuur moet brand vanoggend weer in my hart en in my lewe. Ja, ek oog gesluit is. Ek wil net vir jou bid. Wil jy nie jou hand net opsteek en weer laat sak nie? Ek wil graag vir jou bid. Dankie, jy kan weer laat sak. Dankie. Dankie. Almal van julle, dankie. Dankie, julle kan weer laat sak. Dankie, Koning Jesus. Here, ek kom bid vir elke persoon hier. Mag hulle beleef hoe jy hulle aanraak. Mag hulle hele lewe weer 'n lewende offer wees vir u. En Here, mag ons die gedissiplineerde lewe leef om die vuur aan die brand te hou wat u in ons harte kom aansteek het. Dankie vir elkeen hierso, Here. Mag hulle weer hulle gawe ontdek. En Here, dit begin uitleef en gebruik tot ere en verheerliking van u koninkryk. Is my gebed, Here, mag u kom. En ons kom help in hierdie proses. Om so gedissiplineerd te leef, sodat die vuur nooit weer sal uitgaan nie. Here, ons bid dit in Jesus naam. En almal sê, Amen.